Geen een is soos U nie, o Here. U is groot en U naam is groot in krag. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 135. Ons sing daar die 3de, die 9de en die 10de vers, 3, 9 en 10, tot eer van die Here. Geliefdes, na die wet dan sing ons gesang 79 vers 1 en dan na die geloofsbelijdenis die tweede vers, gesang 79. Kom ons luister nou aandagtig na die wet van die Here soos dit vir ons opgeteken staan hier in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Saterdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig.
Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, Dawid roep uit daar in Psalm 70 vers 6. Hy roep uit, maar ek is elendig en behoeftig. O God, kom tog gou na my. U is my hulp en my redder. En dan besef 'n mens net weer eens, God die Vader, deur sy genade en sy liefde, red hy vir ons, deur Jesus Christus. Jesus Christus, ons enigste verlosser en saligmaker, wat ons red van die ewige verdoemenis. My broer en suster, met hierdie waarheid in die hart, kom ons spreek ook die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, die enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons luister na die woord van die Here in die Ou Testament, Jeremia, die profeet Jeremia, hoofstuk 10. Jeremia hoofstuk 10, ons gaan daar van vers 1 tot 16 lees. Ek kon nou al agterkom so met die sing van Psalm 135, waar ons gesing het oor die afgode en die afgodsdienaars. Maar voor ons lees, kom ons bid eers saam. Here, dankie dat U vir ons hier by mekaar bring op
hierdie dag, die Sondag, hier waar ons ook herdenk en vier die opstanding van ons Here Jesus Christus. En hoe wonderlik waar ons as gemeente ook kon sing van Christus se verrysenis. Sy lewe, sy opstanding uit die graf, wat vir ons soveel beteken, vir sy kerk, sy bruidskerk. Ja, Here, om te weet, daar's vir ons 'n lewe, ewige lewe, na ons dood hier op aarde. Maar ja, dat ons ook die verwagting het, die toekomsverwagting van 'n opstanding met die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Maar ook vir ons die betekenis van 'n bekering, 'n opstanding uit die sonde, om wedergebore te word in Jesus Christus, tot 'n nuwe lewe, 'n lewe in Christus, 'n lewe van verlossing. En daarom, Here, moet daar in ons harte altyd 'n blydskap wees, 'n vreugde. Daarom kom sê ons vanmôre dankie vir ons verlossing deur Jesus Christus. En dan vra ons, Here, dat U vir ons sal help en deur die Gees dit so sal bring dat ons elke dag net weer bewus sal wees van wat dit vir ons beteken in ons lewe, beteken ook vir die toekoms. Daar waar ons dikwels so armoedig raak, moedeloos raak. Baie keer waar ons dink, maar hoekom moet ons nog voortgaan? Hoe swaar is hierdie ou lewe tog nie? Maar dankie, Here, dat ons kan verder kyk as net hierdie omstandighede. En dankie dat U ons krag is. En daarom kan ons, soos Paulus ook vra, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ja, Here, bring hierdie gedagte gedurig volhardend in ons harte, in ons sinne, dat ons ook kan vasstaan in die geloof. Dankie daarvoor, dankie vir vanmôre, om na U woord te kan luister, saam lof aan U te bring, saam U te kan aanbid. Daarom vra ons, Here, wees nou met ons, wees met elkeen, wees met hierdie gemeente. Wees ons genadig, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, hier uit Jeremia 10 dan, daarvan vers 1, hoor die woord wat die Here oor julle gespreek het, o huis van Israel. So sê die Here, maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie, en skrik nie vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daarvoor skrik. Want die insettinge van die volke is nietigheid, want 'n boom uit die bos kap hulle om, die handewerk van 'n ambagsman met die byl. Hulle versier dit met silwer en goud, hulle maak dit vas met spykers en hamers, dat dit nie waggel. Soos 'n voëlverskrikker in 'n komkommertuin is hulle. Hulle kan nie praat nie. Ja, hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Wees nie bevrees vir hulle nie, want hulle kan geen kwaad doen nie. Maar daar is ook geen goed doen by hulle. Geen een is soos U nie, o Here. U is groot, en U naam is groot in krag. Wie sou U nie vrees nie, o koning van die nasies? Want U kom dit toe, want onder al die wyse manne van die nasies en in hulle hele koninkryk is geen een soos U. Maar almal saam word hulle dom en dwaas. Die tugtiging van die nietige afgode, dit is hout,
Silwer wat plat geslaan is, word uit Tarsus gebring en goud uit Ofas. Die werk van die ambagsman en van die hande van die goudsmid. Pers en purperrooi is hulle kleure. 'n werk van kunstenaars is hulle almal. Maar die Here is waarlik God. Hy is die lewende God en 'n ewige koning. Vir sy toorn beef die aarde en die nasies kan sy grimmigheid nie verdra nie. So moet julle vir hulle sê, die gode wat die hemel en die aarde nie gemaak het nie, sal vergaan van die aarde af en onder hierdie hemel uit. Hy wat die aarde gemaak het deur sy krag, wat die wêreld gegrond het deur sy wysheid, en die hemel uitgespan het deur sy verstand. As hy sy stem laat hoor, is daar 'n geruis van waters in die hemel, en hy laat dampe opgaan van die einde van die aarde. Hy maak bliksems vir die reën en laat wind uitgaan uit sy voorraadskuur. Elke mens word dom, sonder kennis. Elke goudsmid staan beskaamd deur die gesnede beeld, want sy gegote beeld is 'n leuen, en daar is geen gees in hulle. Nietige afgode is hulle, werk vir spotterny. In die tyd van hulle besoeking gaan hulle tot niet. Jakob se deel is nie soos hulle nie, want hy is die formeerder van alles. En Israel is die stam van sy erfenis. Die Here van die leerskare is sy naam. Tot sover. Ons teksverse vanmôre daar, verse 10 en dan ook vers 15. So om daardie kontras te beklemtoon. Vers 10 eers van die Here, maar die Here is waarlik God. Hy is die lewende God. En 'n ewige koning, vir sy toorn beef die aarde en die nasies kan sy grimmigheid nie verdra nie. Hy is waarlik God, die lewende God, ewige koning. En nou vers 15, die afgode, nietige afgode is hulle, werk vir spottery. In die tyd van hulle besoeking gaan hulle tot niet. My broer en suster, ek sit nou die dag daar in die haarkapper salon daar, waar die Pakistaniërs hare sny. En terwyl ek daar sit, dan voel ek maar bietjie ontuis, ek voel maar bietjie kriewelrig. Veral as ek so om my kyk, en daar sien ek teen die mure en om my, maar fotootjies, snaakse foto's van sê nou maar Farao, en ander. Reg voor my, terwyl hy my hare sny, daar so beeldjie gestaan van 'n strydwa. En agterop hierdie strydwa was die drywer. Vir my het dit nou kompleet gelyk soos Farao wat hier agterop staan. En terwyl ek hierdie beeldjie so kyk, toe dink ek dadelik, dit laat my toe dink aan die drie-enige God wat ek dien. Die dankbaarheid in my hart. Hy, hierdie lewende God wat juis vir Farao en sy leer mag, met al sy strydwaans daar in die Rooi See almal vernietig het. En nou weet ek ook, waarskynlik is hierdie Pakistaniërs is moslems. Want ek weet Vrydag ook daar met die haarsnytyd, so tussen 1 en 2 uur, dan is daar die haarsalon gesluit, want dan is dit hulle bidsessie. Hulle is dus heidene, afgodsaanbidders. Maar net om vir u te bring by hierdie geleese gedeelte vanmôre, ons weet dat hierdie volk Israel het hulle telkens skuldig gemaak aan afgodery. En daarom moes die profete gedurig moes hulle hierdie volk vermaan. Ons weet hoe Aaron al daar 'n goue kalf, op aandring natuurlik van die volk,
'n goue kalf gemaak het. En terwyl Moses daar van die berg afgekom het, daar waar hy met God in gesprek was, daar die teleurstelling as hy onder daar aan die berg Sinaï kom, en hy hoor die beurtsang, en dan sien hy ook hierdie koordans om hierdie goue kalf. So teleurgestel en geskok, dat hy daardie kliptafels, daardie kosbare kliptafels, deur God geskrywe, op die grond stikkend gooi. En 'n Moses wat verder gaan, en hy verbrand hierdie goue kalf, en hy maal hom fyn, en hulle gooi dit daar in die water, en die kinders van Israel moes hierdie water drink. Maar dis nie ook waar dit geëindig het nie. Moses het toe die seuns van Levi bevel gegee, en daardie dag het hulle ongeveer 3000 man met die swaard omgebring. My broer en suster, maar net om vir u weer bewus te maak van God se erns met afgode aanbidders. Verlede Sondag het ons gepraat juis oor die koperslang, of 'n vorige Sondag het ons gepraat oor die koperslang, wat later deur hierdie volk ook vereer is, en dat Hizkia toe plan gemaak het en hierdie koperslang vernietig het. Daarom weet 'n mens dat die Egiptenare en ook ander volke, heidense volke se afgodediens, het duidelik 'n invloed, 'n baie groot invloed op Israel gehad. Daarom het die profete maar altyd hulle hande vol gehad. 'n Samuel wat by koning Saul kom, en hy waarsku hom toe hy ongehoorsaam en let wel eiewillig opgetree het, sy eie kop gevolg het. 1 Samuel 15 vers 13 sê Samuel vir hom, vir Saul, wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery en eiesinnigheid, let wel, eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. As ek die eie ek aanbid en op 'n troontjie sit en dit dien, en nie vir God nie, is ek en jy besig met afgodery. Nou kom Jeremia, omdat dit so 'n ernstige saak is, en hy kom sê vir hierdie volk, moenie gewoond raak aan die weg van die heidene nie. Moenie gewoond raak aan hulle afgodediens nie. En daarom moenie skrik vir hierdie afgode, hierdie sogenaamde gode en afgode, moenie ontzag hê nie, moenie bang wees vir die planete wat destyds ook vir afgod is nie. Want ons weet die son, die maan, die sterre is deur die heidene vereer as gode. Hulle het hierdie afgodsbeelde van hout gemaak, dit pragtig oorgetrek, versier met goud, silwer. En nou kom 'n profeet soos Jesaja, en dit is so ironies, Jesaja 44, hy vertel vir hierdie volk, maar julle vat, hoe dom is julle vat 'n gewone dooie boom, wat verbrand ou daar is, vir braaivleis fout geneem word, en julle gaan maak 'n beeld, julle maak dit tot 'n afgod, om dit te vereer en te aanbid, julle aanbid hierdie stuk hout. Daarom kom Jeremia ook hier, en hy dryf die spot. Hy dryf die spot met hierdie afgodery, hierdie afgodsbeelde. Hy sê, hulle is wankelbaar, hulle is hopeloos. En dan kom hy, my broer en suster, en dit is so goeie, so mooi beskrywende beeld wat hy gebruik hier in vers 5. Hy sê, soos 'n voël verskrikker in 'n komkommertuin is hulle kan nie praat nie, ja, hulle moet gedra word, en hulle kan nie loop nie. En so weet ons die voëls wat naderhand gewoond raak aan so 'n voël verskrikker, dat hulle uiteindelik maar so bo op sy kop kom sit, en sy skouers en arms, wat vir die voëls daarom 'n lekker sitplek word, en dan pak hulle hom uiteindelik toe. Hulle skrik nie meer.
Nou kom Jeremia en hy sê vir hierdie volk, vers 5, wees nie bevrees vir hulle nie, want hulle kan geen kwaad doen nie, maar daar is ook geen goed doen by hulle. Soos hierdie vooroffers-krikker aan hierdie paal, kan hierdie afgodsbeelde niks doen nie. Hulle kan nie praat nie, hulle kan nie loop nie, hulle kan niks doen. Hulle het geen lewe, geen krag om self te loop nie. Nou kom hierdie psalmdigter in Psalm 115 en hy druk hierdie doodsheid, hierdie nietigheid van die afgode so mooi en goed uit vers 4. Hy sê, 'n werk van mense hande, hulle het 'n mond maar praat nie, het hulle oë maar sien nie, ore het hulle maar hoor nie, hulle het 'n neus maar ruik nie, hulle het hande maar tas nie, voete maar hulle loop nie, hulle het geen geluid deur hul keel. Lewelose goed, mors dood, mens gemaak nutteloos. Sy praat Jeremia in vers 9 van die mense werk wat dit doen. Die mense, ambagsman, goudsmid, kleremaker, die werk van kunstenaars is hulle. My broer en suster, hoe sal 'n mens so iets dien? Hoe sal 'n mens wat nugter is so iets vereer? Iets vereer wat nie kan praat, wat nie kan hoor, wat nie kan loop, wat nie kan handel nie. Iets of iemand wat niks kan vermag nie, geen verstand het nie, hulpelose is nietig, mors dood. Hoe kan jy jou vertroue, jou hoop in so iets plaas? En daarom besef 'n mens dat afgodsaanbidders se verstand in sy harte totaal en al in verwarring moet wees, in die duisternis moet wees. En dis nie van nie dat hierdie psalmdigter van Psalm 115 kom en hy sê daar in vers 8, die wat hulle maak, luister mooi, die wat hulle maak sal net soos hulle word, elkeen wat op hulle vertrou. Jeremia wat hier kom en sê vers 8, maar almal saam word hulle dom en dwaas. Nou kom Jeremia as gelowige kind van die Here, as profeet van die Here, en hy kom tot aanbidding en lofprysing tot God. En hy kom en hy bely, Jeremia 10 vers 6, hy sê, geen een is soos U nie, O Here, U is groot, en U naam is groot in krag. En op so 'n manier sê hy vir hierdie volk, hierdie lewende God moet julle aanbid, hy moet gevrees word, nie die dooie afgode, die gode nie. Daarom ook hierdie vers 10, maar die Here is waarlik God. Hy is die lewende God, die ewige koning, vir sy toorn beef die aarde, en die nasies kan sy grimmigheid nie verdra nie. My broer en suster, is hierdie God wat jy aanbid, ervaar jy hom werklik as die lewende God? Of is dit ook maar net iemand wat jy probeer manipuleer, soos wat jy 'n afgod wil manipuleer? Buig jy vir hom in aanbidding, omdat hy God is, die lewende God, die enigste. En duidelik kom Jeremia verder en hy kom stel hierdie teenstelling, hy sê vers 11, die gode wat die hemel en aarde nie gemaak het nie, sal vergaan van die aarde af en onder hierdie hemel uit. Daarom lees ons ook hier, die lewende God, sê deur sy alwysheid en sy almag alles geskaap. Die gode, die afgode kan niks vermag nie. Teenoor hulle wat nie kan praat nie, is die lewende soewereine God wat alwetend, almagtig is, alwys handel, vers 13, as hy sy stem laat hoor, is daar 'n geruis van waters in die hemel. Hy skepper God, hy spreek
En dit gebeur, my broer en suster, daar is reaksie, hy is die lewende koning, hy regeer. Daarom gebeur dinge volgens sy wil. Sy soewereine wil. Dit gebeur volgens sy ewige raadsplan. En nou hoor ons daar in vers 14, elke goudsmid staan beskaamd deur die gesnede beeld, want sy gegote beeld is 'n leuen. Hoor jy dit vanmôre? 'n Leuen, en daar's geen gees in hulle nie. Daarom elke afgodsdienaar staan en buig voor 'n leuen. Staan en buig voor 'n klug. Hulle gaan sy godsdiens is 'n klug, is 'n leuen. Elke afgodsdienaar. En daarom kom Paulus ook en hy sê daar in 1 Korintiërs 10, en hy sê dit baie duidelik, hy sê 'n afgod is niks, maar die wat aan hulle offer aan die duiwel. My broer en suster, hoe pateties. Hierdie afgod kan nie beweeg nie. Dit moet gedra word deur die mens. Hopeloos, magteloos, afhanklik van mense hulp. Daarom so tragies, mense hande maak iets wat homself nie eers kan help nie. Hoe kan jy hoop en vertroue in hoe kan jy jou hoop en vertroue in so iets plaas? En daarenteen, wonderlik vanmôre, elkeen van ons wat dit moet ervaar, die genade van God, die almagtige, lewende God, wat daar in Jesaja 46 sê hy daar in vers 3, hy gee hierdie belofte, hy sê, julle wat deur my gedra is van die moederskoot af, opgeneem is van die geboorte af, tot die grysheid toe sal ek julle dra. Ek het dit gedoen, en ek sal julle opneem, en ek sal dra en red. Jesaja 46 vers 9, daar sê die Here, ek is God, en daar is geen ander nie. Ek is God, en daar is niemand soos ek nie. Gode, afgode kan nie redding bring vir die mens. Dis 'n leuen. Dis bedrog. Net God kan die sondaar mens red. En dit, my broer en suster, het hy deur sy liefde en genade gedoen, deur sy seun Jesus Christus, het hierdie almagtige lewende God dit bewerkstellig, in sy alwysheid, in sy almag, het hy gekom met hierdie plan van redding. En daarom moet die mens ook besef, die mens wie sy oë in harte gesluit is, net soos wat hierdie afgode sin gesluit is, wat gesluit is vir die verlossing deur Jesus Christus, sal die ewige verdoemenis beerwe. Daarom sit jy vanmôre en sê, dankie tog, ek het nie 'n beeld nie, en ek sal nooit 'n beeld maak van hout, wat nog van hom oortrek, al daardie dinge kostes aangaan. Maar my broer en suster, dink vanmôre daaraan, en dink baie mooi daaraan. Ons het dalk nie hierdie fisiese afgodsbeelde nie, maar daar is ander afgode in ons lewe, en ons moet eerlik gaan wees, en die Here gaan vra, die Heilige Gees vra, om ons oë en ons ore oop te maak vir hierdie dinge. Dalk is my besittings, het dit die belangrikste geword in my lewe. Daar is, in die verlede het ek mense raak geloop wat sê, as jy vra, hoekom kom hulle in die kerk, en dan sê hy, sien nie kans om sy huis agter te laat nie, hulle gaan steel. Ek moet my huis oppas, kan nie kerk toe kom. Stokperdjies kan 'n afgod word in 'n mens se lewe. Maar belangrik, en soos ons vanmôre ook gesê het, daar met Samuel en Saul,
My eie willigheid en my eie sinnigheid kan op baie maniere ook my wegrokkel van die Here af. My eie koppigheid. Daarom, dit word afgode in 'n mens se lewe. Mense gee al hulle aandag aan hierdie dinge en stelselmatig beweeg hulle weg van die Here af. Dis dan, my broer en suster, wanneer die Here sal sê, net soos wat hy vir sy volk op 'n stadium gesê het, daar in Jesaja 57 vers 13, hy sê vir sy volk, as jy skreeu, laat jou hoopgode jou red, maar die wind lig hulle almal op, 'n liggie neem hulle weg. My broer en suster, deur die genade, deur die krag van God, wil ek en jy tog uitroep en ons wil jubel, soos dit daar in daardie vers 6 staan. Geen een is soos U nie, o Here. U is groot en U naam is groot in krag. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir U genade. U genade is so groot dat ons verstandjies nie daarby uitkom. Genade dat U die geloof in ons harte ingedra het deur die Gees om te glo, in U te glo, die lewende God, die enigste. Dankie daarvoor, dankie Here, dat U vir ons deur die genade ook die verlossing in Jesus Christus beskik het, en dat ons dit glo. Ja Here, ons bid dat so baie afgodsdienaars werklik tot bekering sal kom om te besef, hulle is met 'n leuen, 'n klug besig. Maar Here, help vir ons elkeen, ook in ons huise, in ons lewe, dat ons ook versigtig moet wees, dat ons nie van ons besittings en geld en ander dinge afgode maak. Dat U altyd die eerste plek, die hoogste plek in ons lewe sal inneem. Ons bid dit alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, Gesang 368. Ons gaan daar sing vers 1, 2 en 5. As ons daar in vers 2 lees, hy wat sy eie weg wil gaan, sien dwalig soms vir sterre aan. Ons wat ook maar mense wat so hulle afgooitjies wil dien en agter hulle aangaan en daar in die sterre sien, daar die dwaallig, en as hy skynsel hom bekoor, dan dwaal hy van die regte spoor. En nou vra hy 5, waar niemand anders help hy, dis die Here. As mense wyk, staan hy ons by, en ons rus en vreugde, nood en stryd, bly hy dieselfde deur in tyd. Kom ons sing Gesang 368 vers 1, 2 en 5. Oh
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.